broers en susters, is wonderlik om die huis van die Here te kan wees. Weet ek het laas Sondag 'n groot lewensles geleer. Ek beplan al my goed so, ek is tot en met Saterdag is ek baie besig. Ek gaan nou Sondagoggend gaan ek trainers weg van Appington. En soos julle weet, ek was Sondagoggend in die kerk. En maar toe ek hier uitry Kaarten wil ek begin het reën. As ek sê dit reën, as ek die remme trap, dan kon ek altyd die agterste, ek se twee trailers agter mekaar, soos 4 trailers, twee boop mekaar. As ek die remme trap, dan kan ek die agterste trailer se ligte sien. As ek die remme trap, of ek sit die flikker aan, sien ek niks nie. Dis gietdonker. En kom daar by Ventersdorp, as jy Ventersdorp uitgaan aan die linkerkant, is daar 'n garage en ek nog toe wag, dat ek net hier ingaan en kyk of alles reg is. Stoor toe ek daar inry en ek stop. Toe hang die agterste trailer omtrent 3/4 van die ander trailer af. Ek vra die petroljoggies daar my te help, nou reën dit. Stel die trailer weer terug op, ek maak hom mooi vas, trek al weg en ek ry so 20 kilos voor Kolinie, kry ek op wind. Nou lê ek daar en ek sukkel om die spaarwiel af te kry. Die bes van alles is dat die spaarwiel slot aan en wie daai slot aangesit, aanskry hom en ek kry nie die sleutel. Nou lê ek onder daai bakkie, maar pastoor ek is sop nat van kop tot tone. En terwyl ek so sukkel met daai slot om hom los te kry, toe kom pastoor Gert Koeman se woorde by my. Gert Koeman, jy moes vandag in die kerk gewees het. En ek sê vir myself, Hans Strydom, jy moes vanoggend in die kerk gewees het. Ek daai spaarwiel op het, maak ek net daai joet en ek kom terug Kaarten wil toe. Ek sit daar nie, nou hendag sluit gewoonlik die kamer deur as ek weg is en nou sit ek daar op 'n sok, maar omdat ek vrees my slap klere se baadjie en ek trek die aan. Nena kom maar in en sê en nou, ek sê ek het probleme gehad van hier af tot in die kamer. Maar ek het 'n groot lewensles geleer laas vandag, broers en susters. As die Here met jou gepraat het, jy luister. So voordat ons nou aangaan na die volgende toe, ek staan nou hier, ek praat met jou en sê van my lewe te doen, van my kinderlewe nou, bietjie ander getuienis vertel, as nie normaal is. So ek was omtrent so 14 jaar oud in Pretoria, en ek weet nie wie van julle weet of het al gesien, in Pretoria het al die treinbruggies, maar ons het, wel ek het nou in die Lane gebly, net so aan die ander kant Wille area, Valeria. Ek was nou in die Rietfontein gebied, maar in elk geval, en my ma stuur my, ek dink was 'n Saterdag of 'n Sondagmiddag, ek kan nie onthou nie, maak ook nou seker nie meer saak nie. Ek moet gou brood gaan koop. En nou dis net oor die treinbrug, dan sit en wie weet waar studies aan leer was Hendrik Verwoerd Hoërskool. Ook in Hendrik Verwoerd Hoërskool is daai Pick n Pay Minimarket, dit was heel Pick n Pay Minimarket geweest. My ma stuur my, ek moet gou net gaan brood koop vir die huis. Ek sê toe hier is reg, en een van my vriende loop saam met my. En is nou nie droog gemaak, ek was nou nie omskom nie, maar ons loop so op, en terwyl ons hier oploop met die trappies, ek weet nie wie van julle al ooit oor 'n treinbrug, hierdie normale stasiebruggies oorgeloop nie. Nou het ek so 'n silverbroekie aan, en in my sak het ek 'n selfoon, en in my hand het ek die R20, want ek gaan nou brood gaan koop. En toe ek so op is, toe kom die ou hier agter my opgehardloop aan die een kant, en aan die ander kant kom ou opgehardloop. En hulle gryp my vas. My vriend draai toe my hardloop toe nou weg. Ja, baie goeie vriend gehad op daai stadium. Hy hardloop toe nou weg hier af met die trap, ek weet nie wie hy hulp gaan soek, waar hy hulp gaan soek nie. En ek staan daar alleen. En die ouens het 'n pyp, dat hulle so hier teen my kop druk. In die agterkant van my kop. Ek besef dit natuurlik nie, want ek kry in my wese probeer ek myself, ek is nou veg of vlug mode. My reaksie is ek trek hierdie ouens, ek loop met hierdie ouens, hulle hou my vas, maar ek loop met hulle, en die ander kom opgehardloop en hy begin so my sakke te voel en hy haal die foon uit en nou sal hy by my hand, maar as adrenaline pomp, dan pomp het. En in my hand sit ek met R20. Ek wil net my hand seker oopgemaak het en van sê, luister, hier is geld, los myself hier. Maar ek hou so vas. En hulle vat toe net die foon en hulle hardloop.
En nou in hierdie oomblik, laat val hulle die pyp, ek toch wel, dis ou besenpyp, dis geroes op die pyp, so hy is afgebreek. Ek weet toe nou nie my kop bloei op die stadium nie, en ek besluit te luister, ek tel hierdie pyp op, en ek sien een ou spring al die draad, en ek mik hom te gooi, en ek mis hom net nie. Nou is nou kwaad, Na die tyd nou loop ek huis toe, en vertel vir my ma wat het gebeur, en sy draai my so om, en sy sê vir my, hey, maar kyk op jou kop bloei. En ek wil vir die Here dankie sê, want dit is maar een van die kere, waar die Here my lewe gespaar het. Ek was in matriek, ek loop die dag huis toe, nou net om, ek gaan nie al my kere wat ek beroof is, julle vertel nie, loop huis toe van die skool af, ek is in 'n tegniese skool, so ek loop met my tekenbord, of my tegniese tekeningbord hier aan my kant, dit reën, en daar waar ons loop, ry die karre verby, een van die karre ry deur 'n waterplas, ek is sopnat, en seker so 'n kilometer van die huis af, loop ek verby twee ouens, en my natuur is ek groet maar, ek probeer maar vriendelik te wees, ek sê toe nou maar hallo, en ek steur my toe nou nie veel aan hulle nie, maar toe ek nou verby loop, toe begin hulle agterna te loop. En ek het nou een van my vriende se fone geleen, jy weet, want ek loop na huis toe, ek moet nou, ek is nie verkeerd is nie, dink ek het oorfone my oorgaan, ek het nie onthou nie, maar het maak ook nie meer self nie. En ek loop so verby een laerskool, en verby die laerskool is daar so oor die pad. En ek so oor die pad is, dus hierdie twee manne saam met my oor die pad. En toe ek weer sien, toe trek een van hulle mes uit. Sê vir my, weet, ek soek jou foon, en ek toch toe al, probeer met hulle eerste redeneer, luister, kan ek nie my sinplaat teruggekry die minste. En as die tyd verder nie, hulle soek die foon. Maar, net die hand van die Here wat my beskerm het, en daai tyd toe ek by die huis kom, sê my ma vir my, sy het 'n dringendheid in haar hart gehad om vir my te bid. En toe sy vir my bid, is dit glo ek is in die tyd wat ek beroof was. Daarom nie dieselfde jaar nie, daarom so 4 jaar uit mekaar het. Die eerste geval is waar standaard 6 was in Jan en matriek, maar die Here was vir my goed. Hy het my deurgedra op kere en op plekke wat ek nie gedink het altyd dit is moontlik nie. So, dankie. Ek gee vir dat ons om te rus. Ek wil aan 2 gebeurtenisse getuigenis, al 2 waar ons kinders beskerm het. Die eerste een is so 2 jaar terug, Joshua was so 3, en ons het die in sy kamer was daar 'n plak agter in sy bed, en ons het altyd daai plak gebruik om die stofsuier te gebruik, want dit was in die middel van alles, so dan kan jy oralste gesuig, en hy is ingeplak, en ons het die stofsuier klaar gebruik, en ons het altyd die lied gebruik, om die stofsuier te gebruik. En nou Joshua wil altyd water hê, as hy voordat hy gaan slaap, maar hy drink dit nooit op, maar hy soek sy glas water daar, hy wil net weet is daar, en die glas water is daar, en ek is bo in die huis besig, en ek hoor 'n klop, en ek maak niks daarvan nie, ek los dit toe, en ek voel 'n benoudheid in my, en iets sê vir my, gaan nou, Joshua. Toe ek daar staan Joshua so, oor die glas, op pad om die lied, uit die glas water uit te haal. En hy sê vir my, mamma, ek wil die glas, ek wil die lied uit, ek wil die plak, sal hy nou sê, uit die water uithaal, maar ek het net gestaan en kyk, ek het gevoel ek moet nie, 3 jaar oud, ek skerm die Here om, ek glo hy sou geshot het, ek weet nie baie van die maar dit was so naby, en vanmiddag is Melody besig, sy is verskriklik besig op die ouderdom prys die Here, en ons sien ook, sy is nie nou hier nie, en ons gaan kyk toe nou, nee, sy kom toe nou net aan, ons nou gaan kom sy nou aan, en ek ryk was 'n huil, en sy maak so, en toe ek al vat, ryk ek iets soos verskriklike alcohol aan, en
paniek dadelik, want ek dink sy het die goed gedrink. Ek paniek, ek gaan na kamer toe kyk, is dit nie ietsie van daar af nie, maar dit sal nie sê van daar. Ek kyk in my laaitjies, het sy nie die wat noem jy dit, Q-Tex remover in die hande gekry het, of het sy nie sanitizer bottel in die hande, want jy ruik skoon alcohol. En dan, ek gaan kombuis toe, nou ons het 'n kas waar ons die kar wasgoeders daar, en daar's, ek vergeet altyd die goed se naam, maar ek dink dis hy moet nou eintlik nie wees, want hy sal my kan help. Maar is goed dat jy op die windscreen sit, dan was die water net af. En dan, hierdie botteltjie lê daar oop. En ek ruik aan dit en dit slap my asem weg. En ek dog toe, Here, asseblief, dat sy net nie goed gedrink het nie. En dan, ek sit al dadelik op die counter, ek gee vir haar melk om te drink, en ek trek al kleertjies uit, want haar klere is vol van dit. En dan, toe ek asem die ruik, toe ruik ek ook in jou. Dit kom nie van haar asem af die alcohol reek, dit was net op haar klere, maar dank die Here, want as sy daai goed moes gedrink het, ek het dit alles hier binne gebrand. Nou ek is altyd daai tipe mense, as ek van Frans ongelukke hoor, dan sê ek, waar was die ma? En nou ja, daar gebeur het nou vandag met my, as dit nou iets moes gebeur, het sy iemand gesê, waar is die ma? Maar dit is so vinnig, dit is so vinnig, hierdie klein lyfies beweeg hoor. Ek dink as mens hulle spoed kom, weet sal hulle van die atleet die kou gee. Maar ek dank die Here vir sy bloed. En ek dank die Here vir sy engele, wat hy gaan ons bevel gee om ons te beskerm, want ons kinders is geroep en gesalf. En ek weet die vyand is nie happy nie, ons is gereeld, ons moet afsny. En ons sê, Here, jy bloed, en ons salf hulle gereeld, want die Here wys vir ons, daar's vermyding, daar's jaloesie, daar's bindings. En wanneer die Here hierdie goed wys, moet 'n mens gehoorsaam wees en jy moet goed afsny. Ek dank net die Here. Ek weet nie wat sal ek moet doen as dit anders was nie. Van daai kindertjies is ons lewens, soos 'n geskenk van die Here. En ek wil net vir die Here dankie sê dat sy hand oor hulle is. Amen.
Want dit is 32 jaar gelede het ons harte vir die Here gegee. Ek was altyd baie godsdienstig. Ons het kerk toe gegaan, maar ons het ons lewe vir onsself geleef. Ons het nie 'n verhouding gehad nie. Solank as wat die dominee my nou net op 'n Sondag gesien het, was alles oukei. En dan los ons uit. En dan doen ons net wat ons wil en ons leef eintlik maar soos wat ons wil. En 32 jaar terug het die Here my een suster, my derde sussie, ons is 4 susters, waarvan ek die oudste is, en my derde sussie het in Pretoria gebly op daai stadium en sy het haar hart en lewe vir die Here gegee en sy het by Pinkster gemeente uitgekom en in daai tyd was daar al video's gewees van Matteus. En sy het een naweek kom kuier en ons het in my ma se sitkamer het ons almal, ek en Fred was op daai stadium was Fred en ek al getroud en ons het daai Matthew video's gekyk. En op daai oomblik terwyl ons dit gekyk het ek weet dat ek het daai tyd nie geweet nie, maar vandag weet ek dit was die Heilige Gees wat my kom oortuig het van wie Jesus is. Want terwyl ek dit gesien het en ek die man sien loop het, en ek het altyd sê dit voel vir my ek bly saam met Jesus. Want die Here het vir my 'n man gegee wat soos Jesus is. Ek sê altyd, Fred loved me into submission. Want ek het uit 'n situasie gekom waar ek altyd moes veg. Ek het nooit gevlug nie, altyd geveg. My vrees het my laat veg, want ek het baie vrees in my huis gehad as gevolg van geweldige groot omstandighede. My pa het baie gedrink en ons het baie gesinsgeweld gehad in die huis. Nooit het niemand daarvan geweet, maar dit was altyd binne. En in daai tyd, toe ek hierdie man sien, toe ervaar ek dat, ek ken regtig nie hierdie man nie. Al wat ek weet van Jesus is iemand wat in 'n arendsnes daarbo staan op 'n Sondagoggend. En daar's vir my net oordeel baie keer, dit vir my gevoel straf. En daai aand, toe ons dit kyk, ervaar ek so die liefde van die Here vir my. En ek het opgestaan, en ek het toilet toe gegaan, na my ma se toilet toe. En ek het die deur toegemaak, en ek het so op die bak gaan sit, en nooit geweet dat my ma baie nagte in die toilet gebid het, as my pa so gedrink was, en so moeilik was, en so geweldig was. En ek het daar gaan sit en ek het gesê, Here, ek het eintlik gesê, Jesus, ek ken U nie. Ek weet nie regtig wie U is nie. Maar wat ek vanaand gesien het, ek weet nie wat dit is nie, maar hier is ek. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. So ek het nie in 'n kerk tot bekering gekom nie. Ek het in 'n toilet tot bekering gekom. En ek dank die Here daarvoor, want dit was die eerste plek waar die Here my uit godsdienstige blokke kom haal het. En hy het my baie ander goed kom wys. Maar hoekom ek vanaand wil ek vir hom dankie sê? Want in die 32 jaar was dit altyd maklik om die Here te dien. Maar elke keer het sy liefde vir my, daai liefde wat my kom aanraak het my laat aanhou. En elke keer kon ek sê, ek kies Jesus. Maak nie saak hoe die situasie is nie. Ek kies Jesus. En weet jy, toe ek nou so hierdie week so afsonder en ek soos weer net bewus word van die 32 jaar terug, wat die Here my siel gered het, my lewe kon verander het, toe sê ek vir die Here, ek hoef nie baie dankie sê vir elke probleem, vir elke omstandigheid, vir elke situasie in my lewe. Ek hoef nie baie dankie sê, want deur dit is nog steeds besig, maar deur dit het U karakter, my hart in lyn gebring met U karakter. So op die einde van die dag is dit wat saak maak. Wat saak maak is niks hier nie, is om te wees soos Jesus. Sag en nederig
rein en heilig. Want weet in hierdie week het ek net weer gelees, toe ek 'n kaartjie trek, sê die Here, my salig is hulle wat rein van hart is. Hulle sal God sien. En elke keer wanneer ons in situasies geplaas word en dinge wat moeilik is, dan sê ek net, Here, help my om my hart in hierdie saak rein te hou, want ek wil U sien. Ek wil U sien. So ek wil vanaand vir die Here dankie sê vir elke April. Ons het 20 jaar terug April het ons huis gekry. En April maand het daar groot verskywings al in ons lewe plaasgevind. En ek wil vir die Here dankie sê. Miskien hierdie April gaan ons almal gaan. Miskien volgende jaar April gaan ons gaan. Here, hou ons trou en hou ons gereed en vul ons lampe met die olie, sodat wanneer die bassein blaas, ons sal gaan. En loof U daarvoor. Ek is die oggend besig, ek klim so uit die bed uit en ek praat so met die Here. En terwyl ek so uitklim, sê ek, Here, Billy, ek bid vir Billy vanmôre. Here, asseblief, wat is fout met Billy? En so hard en duidelik sê die Here vir my, los die werke van my hande in my hande. En daar kry ek soveel rustigheid. En ek voel ek absoluut heeltemal totaal oorgegee aan die Here, want hy het daai oggend kliphard gesê, los my werke in my hande. En ek wil net vanmôre vir elkeen van julle sê vanmiddag, dat die Here is 'n werklikheid, nie my hart, nie my binneste,
As ek so dink, wil dit borrel, my hart wil so uitskiet, so opgewonde en bly is ek oor die heerlikheid van die Here. En ek wil net vanaand weer sê, moenie moed verloor. Jesus is op die troon. Al lyk dit donker, al lyk dit hoe, Jesus is op die troon. As jy net getrou is en gaan wag waar jy moet wag, hy sal daar uitkom, hy sal dit hê. Dis die belofte, dis sy woord, is ja en amen. Nou julle, dit is nou die einde van ons diens. Maar moenie bevrees wees nie, die hele week van ons Here diens. So, julle is nou af van vanaand, na hierdie diens, tot en met Woensdagmiddag 6:00. Woensdag aand 7:00 het ons eerste diens. Donderdag aand 7:00 weer 'n diens. So jy het nou van Woensdag aand laas gebid het hier, dan kan jy weer rus tot Donderdagmiddag 6:00 toe. Donderdag 7:00 is ons weer hier. En dan rus jy tot Vrydagoggend 9:00 toe. Moet nou nie laat slaap nie, moet nou nie sê jy het nie geweet nie. Vrydagoggend 9:00. 9:00 het ons 'n opstandingsdiens hierso. Vrydag aand is ons by Volkwil om bietjie saam met hulle te praise and worship. 5:00. Skus, okay. Daar het die program opgewerk nie. Goed, maar ons is Vrydagmiddag dan in by Volkwil. Saterdag aan, so van Vrydagmiddag af na Volkwil. Dan rus jy weer tot so Saterdagmiddag toe. En dan weer Saterdagmiddag 5:00. Dan is ons weer hier by mekaar, dan het ons weer hier praise and worship saam met Volkwil. Lekker! Julle dan om rustig intussen. Prys die Here. En dan nou Sondagoggend. So na Saterdag aan rus jy tot Sondagoggend. Sondagoggend 9:30. 9:30. Dan het ons 'n opstandingsdiens. En dan is ons nou klaar met ons konferensie vir hierdie week wat voorlê. Moet nou nie sê jy het nie geweet nie. En as jy nou nie weet nie, glo ek ons sal weer die week sal ons weer die flyer uitstuur. Maar weet net dat ons het nou vir jou gesê. Kinderbediening of die sonnaskool is toe, so die kinders rus, hulle gaan saam met ons in die dienste wees. Jeug is gesluit, hulle gaan saam met ons in die dienste wees. Ons gaan nou volhuis hê en ons gaan die Here dien in gees en in waarheid. Nou dan gaan ek nou net so vinnig die seën van die Vader lees, so julle saam met sal staan. En dan gaan ek nou weer so 'n bietjie uit my plek uit wees.
Maar ek wil vir Tannie Henda vra of sy sal afsluit, as dit reg is. Dankie. Nummer 6:24 sê dit, die Here sal jou seën en jou behoed, of nee, kom ons verander dit. Die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Amen. Here, bevoorreg oor die siele. Here, baie dankie. Ons het vanaand maar net so 'n oomblik gevier van dit wat U vir ons geoffer het. Here, in hierdie week wat voorlê is 'n diep week, 'n week van afsteek, 'n week van dankie sê, 'n week van jubel oor die opstanding. Here, dis wat ons godsdiens maak. Dis wat U lewend maak, Here, is die opstanding. Seën prys U daarvoor. Kom bid dit in hierdie week asseblief saam met ons sal gaan almal onder die kosbare offerbloed sal hou en ons op 'n bestemde tyd weer hier saam sal bring in Jesus naam. Amen. Amen.